en want die ergste, ek is dan nog nie geskei nie, of ek is, jy weet, ek Nee. het dan nog nie, jy weet, erg seer gekry of iets nie, en mense wag half. Ja, ek kry nie, ek weet nie wat om te doen nie. En ek sê vir sy met die aand bietjie by by hom al gaan oorslaap. Kom by die huis, ek gee vir my pa my pistool en halgeweer. Ek sê hou dit asseblief hier. En ek sit en kyk net so, en ek besef, nou sê, weg is dit. Tjoep, jou kinders is nie by jou nie, jou vrou is nie daar nie, daar's niks oor nie, daar's niks oor nie. Almal en welkom terug op nog 'n episode van Fit Father. It's been a while. Ek was 'n bietjie stil gewees. Maar ja, jy was bietjie siek gewees ook en Ja, geen die werk en die dinge. Ons is nogals in die rondhardloop. Eers my kop is besig. Dis regtig woelig. So Eben is vandag saam met ons. Ek wil hom graag bietjie voorstel. Ek dink Eben gaan baie meer gesien word op Fit Father self. Gaan bietjie betrokke raak met hierdie storie en Eben is ook een van die ouens wat op Milie FM as omroeper gaan optree en ek dink baie van die goed gaan seker inhak en inskakel en ek dink die boodskap en ek dink die main mission is so bly dieselfde. Dit is jy praat baie op die radio, het jy nou gepraat van hoop, 'n bietjie hoop vir mense en hoop vir gesinne, hoop vir ouens. Want daar's maar 'n klomp dinge aan die gang en daar's maar 'n klomp goed. Dit is hoekom ek Fit Father begin het. Fit Father, die doel met hierdie podcast wat hoofsaaklik gemik was op mans, net op mans. En obviously begin verander en begin en dis great. Ek is oop vir dit. Is omdat ek uit hierdie so 'n plekkie uitgekom het. Dit het nou goed met my gebeur in my lewe en ons goeders wat van jongs af gebeur het. En 'n ou het nooit besef jy's weet jouself op 'n pad van verwoesting geplaas in 'n sin of in 'n manier en jy gaan aan en jy smaal en jy lag en jy kuier en jy party en jy doen jou ding en die jare gaan verby en jy jaag die meisies en jy jaag die goed en eendag dan kom die hele ding crashing down. ja en dan breek die ding. En ek dink ons baie ouens al buite wat dis nou maar van die voorbeelde. Ek meen ek spesifiek het met die besigheid wat nou maar begin agteruit gaan het teen 'n hengse spoed hier van 2020 af met COVID. En toe het ek van die ou habits nogals aangegryp. En een van daai goed was die gedrinkery. Maar ja, ek wil baie mense, baie mense doen, ja. Ja, ek dink ons kultuur is net soos ons is dis so net normaal. Dis so normaal. Ek het nou dag het my vrou was dit my vrou of my skoonma? Ek hoop is my vrou gewees want ek dink dit het gebeur terwyl die persoon in die bad was. So kom ons sê dit was my vrou net om dit ek het in die Maar dis okay, want ek dink weet baie mense het verskillende verhoudings met hulle skoonma's. So ja, ek het eendag al ingestap toe ek nou half in die thick of it was met die goeters. Toe dinge nou nie lekker gegaan het. Toe goeters begin agteruit gaan by my. Spesifiek het ek het verskriklik begin drink. Niemand besef hoe baie ek gedrink het nie en hoe ek dit weggesteek het nie. En my vrou vertel my dat ek het eendag in die badkamer ingeloop en ek het 'n glas soos 'n brandewyn en Coke of iets gehad. Ek weet nie, dis eintlik vreemd. Ek het dit min gedrink, maar dit was een of ander drankie wat ek ingegooi het. En sy bad saam met my seentjie. En so hierdie moes gebeur het, jy weet, iewers tussen 2021 en iewers 2022, skat ek. En ek stap in en ek sit die glas op die badrand neer en ek sê, hier's vir jou dopie, my seun. Oh. En mens besef nie, ja, so en ek dink daar's, en even though ek dit op daai oomblik, ek het nie vir my dopie gevat nie, maar ek het dit gesê. Dit is mal. Dit was nie ekkie.
Exactly. En ek dink, jy weet Andrew, daai is wat met mense gebeur. Dis jy dink nie wat jy doen nie. En dit is daar's baie goed wat ons vandag gaan aanraak in alkom, maar dit is juist die verantwoordelike mindset, nê, wat jy normaalweg moet hê om in vandag se tyd 'n man te wees, wat jy net so wegkry op 'n minuut sekondes, is dit net nie meer daai ernstige, ja, dis hoekom mense ook weet alkohol gebruik in ons kultuur is, jy weet, chill net bietjie en of wat is die woorde? Dis alles, jy weet, is chill 'n bietjie. Relax gou 'n bietjie. Kom ons celebrate 'n bietjie. Jy verdien kom ons treur 'n bietjie. Kom ons jy kan letterlik soos enige event vat en ons is in 'n kultuur waar jy drink iets sommer. Exactly. Drink dit op. Dit is so en ongelukkig jy weet is daar's tye wat sweet kan gebeur met my ook baie. Jy weet wat sweet met jou seentjie nou en is nie noodwendig iets wat jy as mens sal doen nie en ons baie mense wat sê die regte jy kom uit, dis glad nie, dit is alkohol, dit is die dwelm alkohol. Hoe crazy. Ja. Hierdie wêreld geraak. Die regte jy kom uit as jy gedrink is. Nee, crazy. No, it's not the truth. Nee, dit is nie daar nie. En ek is Eben Stander en ek en Andrew het juist vriende geraak in hierdie tyd omdat ons baie dieselfde storie het, baie dieselfde goed aangejaag het en dieselfde perspektief gehad het tot tomate en altyd min of meer op dieselfde tyd ons perspektiewe gaan verander het en net besef het maar jy weet this is not it. Ek wil nie meer daai lewe hê nie en met ons stories wat ons so begin deel het en saam begin besigheid doen het en so aan het ons net al hoe meer besef hoe naby ons stories aan mekaar is en hoe awesome dit sal wees, jy weet, om daai lewe te kon gelewe het en jy weet die goed wat ons verloor het in daai tye en die goed wat weg is nou, jy weet, dit is nie alles verniet gewees nie want ons het regtig hierdie geleentheid aangepak om te sê kom ons skep net iets. Daar moet iets wees wat ouens net nou. Ek weet toe ek in 'n situasie was en vasgekeer was daarin, jy weet nie wat se kant toe later mee nie. Jy weet iets is fout, maar jy gaan net aan en jy het nou genoem, jy weet, maar wat ek dink is mense partykeer, ek was so. Jy wag vir die ergste om te gebeur voordat hoekom moet daar iets verskrikliks gebeur voordat jy nou hierdie jy weet belangrike call maak van jou lewe en ek dink baie ouens is daarvan jy weet dit het nou gebeur maar is nie so erg nie dan moet dit gelukkig het dit nie gebeur of wat ook al nie. Ek weet ek was in daai mindset gewees van weet ek kan hom aangaan met wat ek besig is met hierdie snert wat ek mee besig is en want die ergste ek is dan nog nie geskei nie of ek is jy weet ek het dan nog nie jy weet erg seer gekry of iets nie en mense wag half. Ja. Dis letterlik. Daai goeders gaan deur jou kop. Dis asof jy weet eintlik klaar, jy weet wat jy op pad is, maar jy lieg al vir jouself. Dit is hoe ek het ervaar. So ek het geweet as ek het geweet soos ek kan aanhou soos nou en ek kan aanhou met hierdie goed en ek weet ek gaan eventually gaan die huis leeg wees. Vrou gaan weg wees. Soos ek het dit geweet. En dan nek ou aan. En jy weet gelukkig en dankbaar, jy's gelukkig. Gelukkig het ek iewers het iets my geruk en om half die ding om te draai en die ding te face en iets te doen daaraan. Dis eintlik 'n complicated storie, né? Soos waardeur ouens gaan, soos dit wat ouer voel, hoe jy voel. Die emosies wat jy beleef, die goed wat jy doen, die gedagtes wat jy het. Dis eintlik complicated. Dis nie mens kan ook nie net soos dit op jy weet op swart en wit soos dis nou hoe dit is en dit is wat dit is nie. Dis moeilik. Dit is moeilik en is moeilik dis bloody moeilik as jy daar binne is om daai deur te kry of daai geleentheid te kry waar jy actually kan eerlik wees met jouself en sê hoor ek's besig om stront aan te jaag nou. Ek's besig om my lewe weg te gooi. Ek's nou besig om die bol te drop. Ek gaan my vrou teleurstel, my familie teleurstel, ek gaan alles verloor. Wat jy net bietjie kan eerlik wees met jouself. Eben, wat het jy waar sou jou goeders ek wil nou nie sê begin skeef loop nie, maar waar het nou regtig begin houe vat en wat in jou jonger lewe, jy weet, want hierdie is iets wat ek nou vandag sien ek spesifieke oomblikke in my lewe wat
wat 'n radical verandering gehad het in die res van my lewe oor hoe ek gelewe het en wat ek gedink het van myself en hoe ek myself gesien het in 'n groep of in 'n kring of in die jy weet gemeenskap of in jou ouderdomsgroep. Daar was sekere geleenthede by my wat radical oomblikke was van verandering of van waar my lewe in die verkeerde rigting ingegaan het. 'n ou kyk van buite af en ek het die amazingste ma en pa. Ek meen ons het hierdie mooi storie oor ons aanneming. Dis alles 'n feel good story. Alles is fine. Hoekom sou ek nou hierdie goeders gedoen het? Wat is dit? So hoekom het dit gebeur? Hoekom soos jy weet ek het 'n pa by die huis wat en ja, Andrew, dis baie touching en dit is die belangrike ding vir elke ou om te onthou. Dit kan met enigiemand gebeur. Jy weet, dit kan met elke ou gebeur. Ek wat ek vir myself nogal tot 'n mate in sekere sinne van die party lewe het ek myself nogal verantwoordelik gesien op tye en jy weet, dit is by my onder my uitgeruk. Ja. Jy weet goed wat teen my bedrading was, totaal en al teen my bedrading was, het ek het ek self gaan doen. Jy weet, en hoekom gebeur hierdie goed? En jy weet, en ek wil vir jou sê dat ja, daar is jy weet die tye. Ek dink vir my is kultuur en die way hoe mense hulle goeders doen. Vir ons as Suid-Afrikaanse kultuur, jy weet, elke tweede liedjie is daai van brandewyn en gooi nog 'n dop en ek weet nie ys en dit en op die stoep en dit en party en dit is alles is net gekoppel aan drank, naweek, braai, rugby, alles wat mooi is, elke celebration, elke verjaarsdag, elke voordat 'n ou gaan trou en as 'n ou 21 word, dis 'n gesyp. En die ding is net ouens besef nie daar is ouens daar buite soos ek wat dit baie gevaarlik is om hierdie wegkruipplek aan voor te stel. Die ding is vir baie ouens bly dit so, jy weet en jy weet jy en ek hou my hoed af vir die ouens wat jy weet kan besluit ek is lus vir 'n glasie wyn en hulle drink 'n glasie wyn en saam met daai kultuur en saam met kos en goed. Ek was nie daai ou nie. Ek het 2 bottels wyn gedrink as dit gaan kom by dit, want ek is daai ou gewees wat en baie mense sal nou sê verslawende persoonlikheid, dit het niks daarmee te doen nie. Vir my is dit daai trauma wat in 'n ou se lewe gebeur het, noodwendig wat van my kant af hoe ek dit sien is, jy weet, eerstens ek het die kultuur leen geglo, van as jy jouself geniet, is daar drank betrokke. Punt. Daar is nie jy geniet jouself sonder drank nie. Dis die leen wat ek geglo het. Tweede ding wat ek geglo het is, of wat ek glo nou is, jy weet, daar het goed in 'n ou se lewe gebeur en mens wil of nie deel met daai goed nie en jy soek daai wegkruipplek en ongelukkig is daai alkohol dan nou presies daai wegkruipplek. Hy skep vir jou 'n mooi hoekie om en gaan wegkruip. En dan dink ek ook dan by die derde ding sou ek sê is, jy weet, 'n ou se volwassenheid, jou groot word. Wanneer kom jy op 'n punt van volwassenheid wat jy jou verantwoordelikheid vat vir jou verlede, vir jou trauma en vir die goed waarmee jy op hierdie stadium mee besig is. En spesifiek in my lewe het ek die trauma as 'n kind beleef en ek het en spesifiek goed aangepak wat baie groot was en jy weet bo my vuurmaakplek tot 'n mate was, maar toe selfs soos jy toe COVID kom, toe het al daai waarhede begin uitkom, kan 'n mens amper sê van jy kon hierdie dalk nog gepoel het as dit nie vir COVID was nie, maar ja, nou is dit oop. Ja, exactly. So as ek daai 3 goed vat, so ek sê die leen van die kultuur van jy is gelukkig as jy party en dis 'n joke en dit is net daai kultuur van happiness. Ek sien nou die dag in 'n magazine oor Spar se advertensie op tops. En hulle skryf daar happiness is just a bottle away en dit is letterlik wat daar staan en dit is wat mense glo en dis wat mense dink. Dis daai leen. Tweede ding is die trauma wat 'n ou moet gaan sit en gaan deel met daai verlede en dan die derde ding is die volwasse word, die groot word. Jy kan nie meer wegkruip nie. Jy's nou 'n man, jy's nie meer 'n kind nie. Jy's nou 'n pa, jy's nie meer 'n kind nie. Jy's nou 'n baas, jy's nie meer 'n kind nie. Jy weet al daai verantwoordelikhede wat 'n man moet hê wat jy half probeer wegkruip. En nou bars die bom en alles gaan suit. Nou waantoe hardloop jy kan nie meer byhou nie en dan sit net nog 'n bottel en dan raak dit vicious. Dan begin jy al hoe meer wegkruipplek soek. Jy weet jy
is 'n storie wat ek byvoorbeeld het is en ek was nie lank, sou ek sê, en ons kan nou terugkom na waar die drank begin het, maar ek was nie lank in hierdie deel nie, maar ek toe alles begin afdraande loop het ek al hoe meer begin wegkruip en die rede daar obviously van daar af het alles net meer begin suidloop en ek het 'n huis gehad by die dam hier naby Bloemfontein en ek het jy weet sommer net as dinge baie geraak het, my vrou of my kinders of my werk, my verantwoordelikhede het ek opgepak en ek het by die dam gaan sit en daar gaan sit en syp en vir die dam gekyk en weggekruip vir al my verantwoordelikhede, vir my verlede trauma, en hierdie ding van, ag, jy verdien dit, bietjie chill, dis hoe besigheid werk, dis hoe mans moet wees, en so aan daai leens, en dis op die ouend van die dag, daai goed, Andrew, wat my huwelik gekos het, en jy weet, dat ek eendag net 'n brief kry van 'n prokureur wat vir my sê, weet jy, jou vrou skei jou, crash boom bang, ek het uitgehardloop uit my kantoor uit, deure oopgelos, en ek weet, daar's ons min in my lewe 'n skok gewees, soos rarig dit. En wat vir my erg is, weet lank terug het ek nog haar blameer, dat sy nie met my gepraat het daaroor, maar hulle kan net nie, sy kon nie met my praat nie, sy kon nie met my redeneer hieroor nie, jy weet, ek was in hierdie manipulasiestyd gewees van alkohol, wat jy net alles probeer regpraat, en niks is jou skuld nie, maar plaas man up, jy weet, en vir die ouens al buite wat luister, moenie wag tot dit te laat is nie, want ek is 'n lewende voorbeeld wat hier voor julle sit vandag wat vir jou kan sê dit kan te laat wees. Daar kan 'n dag kom waar jy wakker word en jy het nie meer jou huis nie, jy het nie meer jou vrou nie en jou kinders slaap nie onder jou dak nie. Wees versigtig vir daai dag. Moenie daai dag toets nie. Dit kan gebeur met jou. Ja. Wat is ek wat ek nou wou sê oor my pa was, jy weet, ek het 'n goeie pa by huis, goeie groot word, en by my was daar hierdie geleenthede van, of hierdie oomblikke, waar goed begin iewers in gaan het, en ek onthou, in skool, is daar hierdie ding, hier's waar my storie begin het, dit het nie gebeur, toe ek 36 was, Dit het gebeur toe ek 15 was, toe ek vriende word met 'n ou en ek ontmoet eendag sy ouer broer en hulle is matrieks en ewe skielik voel dit vir my soos hierdie ouens, ek wil so wees, dis wie ek wil wees, letterlik rolmodelle, soos ek wil hulle wees. En kyk, daar is al sekere dele van my jonk wees wat ek nooit sal, jy weet, wil weggooi of wil weg hê nie. Daar is sekere, goed, ek het groot geword met, of nie groot geword nie, ek het in daai tyd, het ek die Nirvana, jy weet, en Metallica en Guns N' Roses en daai bands, maar ek meen, dit was vir my, en dit het later gelei na 'n sekere, jy weet, musieksmaak ensovoorts. So ek het so halwe rowwe kant aan my, dis daai ding is daar. Ek dink daai ding, daai rowwe kant wat ek nou na verwys ook spesifiek is dalk 'n rowwe kant wat moet daar bly. Soos hy's nou my buddy, hy staan er langs my, daai rowwe kant. En wanneer ek nodig het, dan kan ek dit gebruik. Ja. Maar ek het hierdie ouens gesien en hulle het gerook en hulle het gedrink en hulle het, jy weet, hulle hare geberoxide en dit was nou daai tyd. Dit was soos, yes, ek wil, en jy weet, ons ry met 'n beach buggy skool toe en ons start 6 en ons ry saam met hierdie ouens wat van 'n ander dorp afkom, ons kom by die skool aan en die ouens kyk vir ons en soos, yes, check hierdie, en ons gaan tel die kleiner boetie op of wat ook al, en toe raak dit hierdie ding en ons begin half, soos ek wil so wees. Dis hoe dit lyk om, so by my was dis waar het begin het, dit was soos, Wow. ek wil cool wees, ek wil soos hierdie ouens wees, en dit was die spesifieke ou ook wat, ek was hard 7 toe rook ek my eerste sigaret, so dit was cool, gaan sigaret rook, en die goeders het later gegaan na ander goed toe, dit het gegaan na dagga toe, ek het dit begin rook, en ek het in hierdie ding ingegaan, en ek het myself half, en dis eintlik half, dis vreemd, soos hoekom doen 'n ou dit, is dit om in te pas, is dit om 'n plek te kry,
is dit iets wat ons almal soek en soos waar is dit want ek het hierdie amazing ma en pa by die huis. Die amazing voorbeeld van 'n pa van 'n man. Ek sien dit nou. Ek sien dit nou meer as ooit. En dis waar die storie begin het en dit is hoe ons begin drink het. Jonk. Op skool, skelm. Dis hoe ons begin rook het. Dis hoe ons begin aanjaag het. Begin jy weet hoe rowwer hoe beter. Hoe willer hoe beter. Hoe jy weet hoe erger dit is, hoe beter. En jy het al hierdie ook 'n karakter, amper so 'n fake prentjie gebou van of 'n karakter van wie jy is. En dis die ekkie. Jesus se kan teruggaan. Dis nou kan teruggaan. Snotklap gee. Ja, exactly, ek ook. Maar Lekker. at least hier sit ons nou. En daai was in my lewe 'n groot turning point. Groot. Ek het dit eers hierdie jaar besef. Hierdie jaar het ek eers besef dat wat met my gebeur het Sart 6 en Sart 7 is waar die ding begin het om 'n seker want ek het toe daar gebly. Daar was 'n ander kant vir my gelukkig ook. Jy weet toe ek klein was, my pa het altyd vir my karate flieks gekoop en my pa het actually hy toe ek klein was, soos laerskool klein. Het hy so my pa was groot in die karate in sy jong dae en hy was my sensei by die huis. So ek en my pa het hierdie flippin cool memories van in die sitkamer dan soos doen ons Sensei, karate kids daar. Ja, maar hy het my geleer soos hy het by geleer katas doen, hy het my die karate goed geleer en ek het altyd Bruce Lee flieks gekyk en ek het altyd ja, soos John Claude Van Damme daai tyd en dit was vir my so cool geweest, jy weet hoe die ouens gebou is en hulle kan fight en hulle is so dit het ek wil amper sê soos ja, dis dankie tog vir daai stupid ietsie wat ek ook nou weer sien. Want daai ietsie het toe dinge baie later in my lewe en ek verwys nou na soos jy weet 2 of 3 jaar terug toe die goeders nou eintlik baie sleg geraak het daai klomp strooi, daai klomp flieks en daai goed. Dit het my gelukkig saam met hierdie rowwe kant vir my was ek het daarvan gehou om fisiese goed te doen, om uit te kom, om buite te wees, om te gaan oefen, dit was vir my ook lekker. So dit was so half 'n weird soos balancing act tussen hierdie rowwe lewe, maar ook om daarom redelik na jouself te try kyk en toe nou ja later in my lewe het die na jouself kyk ding het dit teruggekom met 'n moersebang en my uit daai goed uitgeruk, maar ons gaan nou by dit kom. Kan jy onthou waar so het jou storie begin? Soos hoekom? Jy het nou nog gesê daar was 'n bietjie trauma geweest. Ja. Wil jy deel? Ja, ek dink ek kom uit 'n gebroke huwelik uit en my ouers het geskei toe ek omtrent by 3 jaar oud was en ons was baie ons jy weet ek onthou as kind dat dit vir my 'n verskriklike slegte ding was dat my ouers nie mekaar was. Ek het so ongelooflik outside gevoel van bestaanspoor af, net gevoel my grootste droom het gebly daarby dat my ouers nie dat weer by mekaar sal kom. Ek onthou vir lank in my lewe het ek net gedroom dat my ouers net weer maar dat ek net kan normaal wees. Dat ek net een van die normale kinders kan wees want vir een of ander rede in daai tyd waar ons groot geword het was daar nie baie jy weet kinders wat se ouers geskei was nie op daai stadium en dit was vir my 'n big deal geweest om dit te kon doen. Dit was my groot droom geweest, maar later in die ou se lewe besef mens ook, jy weet hoe daai van hulle gewerk het en so aan en jy laat dit maar gaan. Maar die ding is net daarso wat ek nou spesifiek aan kan dink is daar's baie tye gewees wat jy bly dan by jou ma en dan by jou pa en dan by jou ma en vir my was daar 'n groot wisseling geweest. Partykeer redelik baie wat jy weet wat jy nou nie meer by jou ma bly nie, daar's 'n besluit geneem en jy gaan nou by jou pa bly en dan
verander jou staf so en my pa het op daai stadium het hy weer getrou en en ons het my sissies is gebore en so aan ek en my broer maar my sissies is gebore en van daar af is ons redelik net jy weet soos dit was net soos 'n mengelmoes geweest. Daar's net so baie kinders geweest en ek kon nooit sin maak van waar ek pas nie. Waar pas jy nou eintlik in? En jy's nou hier by ma en dan's pa en dan sit dit en so aan en op die einde van die dag het dit vir my 'n groot ding geword van waar is jou plek van veiligheid? Waar as alles nou suid gaan en jy het regtig hartseer, hartseer. En Andrew, ek moet vir jou sê, ek wens daar gebeur iets in my lewe wat ek meer emosioneel kan wees, waar ek, jy weet, op 'n punt kan kom waar ek kan trane stort, maar ek weet nie hoe nie, en dit is absoluut van daar's nie, jy het nie noodwendig daai plek waar jy kan sê, ek weet nie hoe om dit te doen nie, ek weet nie waar pas ek in nie, wat gaan aan, en jy volg, en dit, vir my, was 'n big deal geweest, want nou hou jy hierdie mense dop, okay, maar hierdie ou is nogal suksesvol op die dorp, en hy weet alles, so nou volg jy dit, en ek moet suksesvol wees, ek moet geld hê, dan gaan ek nou veiligheid hê, en vrede hê, en daai ou lyk heel suksesvol want hy dit en dan hardloop jy daar so ek het permanent in my lewe ander mense dopgehou oor wat hulle doen en hoe hulle dit doen sodat ek doen dit nou nog. Ek doen dit nou nog waar ek kyk as ek dit doen, nee, dan is dit dis waar die safe space is, die veiligheid is. As ek het vroeg in my lewe begin geld jaag vir daai safe space en dit is ongelukkig daai plek waar ek nie noodwendig iets gehad het om op neer te kan sê hoorie, maar ek voel nou net punt 1, ek weet nie wie ek is en waar ek is en hoekom is ek hier nie, wat is reg en wat is verkeerd en dan waar is my veilige plek en so het ek in die verkeerde kringe begin beland. Jy weet, ek het begin mense volg, jy weet, baie dominees sal ook vir jou in die kerk sê, jy weet, as jy nie jou kind se veilige plek is nie, dan gaan hy 'n veilige plek soek. As jy nie jou dogter se beste vriend is nie, dan gaan sy 'n beste vriend soek, jy weet, en as jy nie jou seun se beste, ja. En so het ou begin, en so was al, jy weet, baie ongesonde gemeenskap, sou ek sê, as dit kom by, jy weet, ons, daar was 'n paar, weet, van my vriende, wat se ouers, jy weet, wat ek baie mooi dopgehou het, wat nogal die lewe respektvol geleef het, maar daar was baie ander ook gewees, wat net, wat net rowwe lewens gehad het, en, jy weet, en nou begin jy so met hierdie ouens vriende raak, en was goeie vriende gewees, maar dit was altyd net so een ding in gemeen, hoe baie kan jy suip? Dit sit gou vir jou net gou daar so, hoe meer jy kan drink, en hoe meer jy kan wegkom met die crap wat jy aanjaag terwyl jy gedrink het, hoe makliker is dit. En ek het in my lewe daarso beland en in retrospect as ek nou kyk na waar daai lewe vir my so half begin het en aan die gang gekom het ek daai lewe gevolg, maar ek was redelik sterk teen te veel is te veel ten minste. So ek het nou effense balans gehad. Ek het altyd meer gedrink as iemand anders. Ek het altyd daai 2 brandewyne, 3 brandewyne gedrink as jy 1 drink. Dit was my ding gewees. Ek moes op daai plek kom van ek hoef nie in te pas nie, of ek kan nie inpas sonder drankie, so ek moet gou inpas, so glad gou 2 tequilas. Ek was nooit die dronke ou op die party gewees nie, maar ek was altyd daai ou wat die vinnigste en die meeste kon vinnig gou vat. En dis wegkruip, en dis wegkruip van jouself af, maar al daai goeders kon ek tot 'n mate nog hanteer. Toe ek getroud is en het my lewe drasties verander. Baie vinnig moes ek 'n groot mens word. Ek moes besighede wat ek begin het en ek moes dit hanteer. Ons het toe ek my vrou ontmoet het ek nog 'n plekkie gehuur agter in 'n erf. En toe ons na 'n jaar getroud is, toe begin ons huis koop en ons kinders en ons kry karre en dis besighede en my vrou hou op werk en dit was net alles net so go. En met hierdie het ek in 2019 Augustus maand my seentjie se eerste verjaarsdag. Onthou ek het baie goed, ons was Drakensberge toe met vakansie, het ek al begin besef, ek is besig om beheer te verloor, oor goed. Dinge raak baie, en het baie vinnig verantwoordelik geraak, en dadelik, toe spring daai terug in my in. So ek 'n bietjie meer wegkruip, bietjie meer drank gebruik, en die jaar daarna 2020 toe COVID tref, toe is dit net soos downhill van daar af, maar ook tot 'n mate dit gehandel gekry, maar in die sin van ons huwelik vat net al hoe meer shots, ek en my vrou se huwelik, jy weet, en jy
jy weet en dan moet ek vir jou ook en amper die aftermath van COVID. Toe al die skuld begin opdam en jy het nie meer planne nie, jy het nie meer leuns oor nie, jy kan nie meer manipuleer nie en dis toe my takke breek totaal en al breek. En ek moet vir jou sê dit is 'n ding wat drank ongelukkig doen. Dis 'n ding daai wegkruip en as hy terugkom dan kom hy net om te kom verwoes. En ek het nou gesê dat my groot trauma in my lewe die egskeiding van my ouers was en baie goed wat daarmee saamgaan. My ma is 'n paar keer weer getroud met my pa en die trauma wat saam met daai goed gaan kan ons dalk ingaan later en ek het nie 'n probleem mee, maar wat ek net daarmee wil sê is dit was my grootste vrees is die egskeiding en kyk wat gebeur, né? Dat drank my tot op daai punt en niks anders nie. Jy weet, verkeerde besluite kan jy regmaak sonder drank. Verkeerde besluite, verkeerde besigheidsbesluite as jy mense seer gemaak het en so aan, jy weet dan het jy die moed en die verantwoordelikheidsin om daai foute reg te maak as jy nie drink nie. Maar as jy drink, dan drink jy dit net weg. Jy drink jy daai gevoel, daai emosie, daai verantwoordelikheid net weer weg. En hoe groot vrees ek gehad het vir dit, nie net vir myself nie, maar die emosionele trauma wat dit as kind vir my, ek was bewus van dit tot op 'n punt waar ek ook daai brief gekry het en ook in 'n plek intrek wat jy besef jou kinders is nie onder jou dak nie. Andrew, daai was my swaarste, my vrees wat waar geword het. Exactly. En tot nou toe nog is dit daai elke keer as ek my kinders moet aflaai en elke keer as ek my kinders moet tot sien sê of op 'n video sien dat dit iets gedoen wat ek nie van in betrokke was nie, is dit tot vandag toe nog en dis hoe daai shame terugkom. Daai skuldgevoel terugkom die hele tyd van kan jy glo jy het hierdie gedoen? Hoe kan jy hierdie gedoen het? Ek meen jy het alles gehad. Hoe kom jy hierdie gedoen? Selfs jy's weg van daai goed of jy het gelos, en dit kom soek nog steeds. Dit kom kla jou nog aan en dit kom toe jy nou praat oor die besigheid wat toe die goeders op daai punt gekom het. Ek onthou by my ek was baie arrogant begin 2020. Nou ek het nie die besigheid het so 15, 17 mense gehad en 6, 7 voertuie en jy weet ek was nogals, kom ek sê hierdie woord mooi. Ek was baie trots daarop. Jy weet ek het nou ook intussen tyd 'n boekie gekry by 'n vriend. Daar bel hy my nou, daai selfde vriend oor trots. Maar ek was so trots op die ding. En ek was arrogant. Ek het uit 2020 toe sit ek in die kantoor niks en ek hoor van al hierdie COVID goed. Ek en my vrou het net terugkom van Thailand af van ons honeymoon af, net getroud. En sy en ek sê lyk vir my die ding is bang vir die Vrystaat. Wanneer kom hy? Geen idee wat ek sê nie. En toe kom hy. Toe kom hy dan. En dit was middel 2020 toe besef ek dat dit was baie vroeg in 2020. Toe sien ek soos want toe val alles baie vinnig uit mekaar uit en toe begin die balancing act. Dreineer alles, al die rekeninge, al die reserves, traai aan die gang bly, begin lenings maak, begin en net om die deure oop te hou. En ek onthou dit was in 2020 al wat ek geweet het. Kom ons sê jy weet so op die einde van 2020 rond laat 2020, toe weet ek 1 maand. As ek 1 maand slip nou met een van hierdie goed. It's gone. Soos dis verby. En ek het daai maand na maand wat jy met daai ding lewe. En alwaar jou lewe begin gaan is net so om deur te kom en jy kan nie meer ek en jy het so vinnig gepraat was dit gister oor jy weet kliënte wat onder die ding gelei het. Verhoudings wat onder die ding gelei het. Dit raak so moeilik. Ek wil amper sê onmoontlik as jy daar is om die eenvoudigste goed te doen, eenvoudige besluite te neem. En die wens jy dan uiteindelik toe kom hy dag. Toe weet ek soos dis verby. Maar toe ek in daai ding begin ingaan, het ek met die alkohol omdat dit jou daai gevoel gee. Ek het nou nog 'n video gekyk waar die ou sê dit steel tyd van jou toekoms om nou 'n bietjie beter te voel. Dit steel tyd van daar af dat jy nou beter voel. Maar dit vat dit daar weg. Jy gaan nog daarna toe moet gaan, dan's dit
weg. En dit was vir my nogals 'n profound video gewees, soos die manier hoe hy dit verduidelik het, maar en ek het ook weggekruip. Ek het met ons houthuisie daar op die plot, my rekenaar daar aangesit. Die houthuisie se doel was omdat ons nie baie plek het in die flat nie en almal sou kom kuier, die hele familie sou kom kuier het en kom oorslaap het. So toe word die ding gebou daar waar 'n bietjie ekstra plek is met 'n lekker dubbelbed met 'n enkelbed bankbed tipe ding en 'n yskassie en 'n ketel en so 'n oulike cottage of verder daar buite. En ek het my rekenaar daar aangeskuif en ek het begin games speel en drink. So dis waar ek weggekruip het. En so het ek gaan tyd steel van die toekoms, deeltyd gaan. En dis waar ek myself bevind het dag na dag na dag en waar ek begin bottels, jy weet, wegsteek het. Laat my vrou dit nie sien nie. Laat my ouers dit nie sien nie. Dat ek bottels in 'n sak los en dan gaan sit ek dit in die kar se boot dat ek kan wegry en in die skiep gaan gooi by die kantoor. Eerste ding in die oggend sodat die mense by die kantoor dit nie sien nie. En dit was so half toe word dit my lewe en jy lewe elke maand met daai as ek hierdie maand slip, as ek hierdie maand nie 'n plan maak nie, dan gaan die goed ondergaan. En dit is waar my gedrinkery regtig soos hektiek geraak het. En jy het ook foto's. Ek meen ek het 'n foto van jou gesien iewers op Facebook wat in daai tyd is. Sorry, ek wil nie lag nie. Maar kyk, as jy myne sien sal jy ook wel lag. Man, het jy gesien ons gelyk het? Yes, ja, ek was ten minste 25 kg swaarder as wat ek nou was. Ek was ongesond in elke manier. En jy gaan daai bal rol. Jy kry hom nie gestop nie. Daai bal rol. Jy maak mense seer. Jy mis uit. Jy mis jou punt. Jy wonder wanneer gaan dit verander en jy breek verhoudings, jy breek liefde, jy het alles wat ons Vader vir ons kom gee het om, jy weet, om meer dankbaar te wees. Alles wat jy voor dankbaar is, breek jy. Jy breek dit. Dit is soos geskenke wat God vir jou gee en jy sit net daar so breek jy hom vir een en jy kry dit nie gestop nie. Jy hou net aan breek. En ek het op 'n stadium gekom wat ek het nou uitgetrek. Okay, nou is ek uit my huis uit. Okay, so dit het nou gebeur. Okay, maar dalk is daar nog 'n kans. Dalk is daar. Ek sal dit nog regmaak. Daar het goed gebeur en so aan en ek moet 'n meentuis kry. Ons is besig om huis te verkoop nou en die hele skei saak ding begin en ek met my seentjie gaan aflaai die een keer by by my vrou en hy is hysteries. Hy's hysteries toe kom aflaai want hy besef in daai klein 4-jarige koppie dat as hy hom nou aflaai dan gaan hy my waarskynlik nie versien vir 'n paar dae nou nie en hy skreeu en ek hou net so dop en kyk haar na oë dat sy kan sien, jy weet, kyk wat doen jy en jy weet en dis sy het daai besluit gemaak vir haar en die kinders en jy weet dis my toedoen, dis my dade gewees wat dit veroorsaak het. Ek het by my broer ingetrek en in 'n woonstel oorgedoen wat ek toe nog gekry het en ek moes nou in hierdie woonstel intrek. Yes. Kry nie in daai woonstel ingetrek nie. Ek gaan soontoe die plek is oorgedoen, doen hom weer oor. Kry nie ingetrek nie. Kan nie daar gaan slaap nie. Die dag toe ek al instap. En toe was ek het toe nou besluit ek gaan na 'n rehabilitasiesentrum toe gaan in Port Elizabeth. So 21 dae program Stepaway is die plek naam wonderlik. Great, jy mag nie jou foon by jou hê nie en hulle kom net so 'n bietjie by die feite uit. En dis 'n ongelooflike groot leerskool. Jy gaan deur kursus op kursus en daar's so baie dokters wat met jou werk en dis 'n awesome tyd gewees en dit was ongelukkig net voor my skeidaervaring, maar ongelukkig te laat. Toe ek op daai stadium terugkom, toe is ek skoon van alkohol af en so aan. En vir 'n hele ruk was ek so skoon van alkohol af en tot ek die dag in daai woonstel gaan sit op 'n bank en ek sit en kyk net so en ek besef, weg is dit. Tjoep, jou kinders is nie by jou nie, jou vrou is nie daar nie, daar's niks oor nie. En toe ek daar so in my bakkie geklim of iets 'n bottel vodka gaan kom en ek het net gaan suip en dit het so aangegaan tot ek 'n ongeluk gehad het en ek was
op dood. Ek weet nie hoe ek op in die hospitaal gekom het nie. Apparently het ek my met orals en ek het baie bloed verloor. Niks in my huis was nie. Ek het mense wat ingekom het wat daai plek skoon gemaak het en so aan. En jy weet en is nou 'n hele ruk terug daarom so, maar dit was op daai punt gewees waar ek net wakker geskrik het en gesê het ja. Okay, hierdie het nou gebeur en dit is nou swaar en ek kan nie met die emosie deel hiervan nie, man. Ek wou, jy weet, wat ook al my kop aangegaan het, op daai oomblik kan ek nie eens vir jou sê nie, maar dit was op daai punt gewees waar daar's niks nie en die lekker ding van die storie is dat daar vir my op daai punt was daar 'n draaipunt vir my gewees van wow, dude, nou het jy 'n keuse. Is of die pad van self-sabotage en deel nie met die verlede, vat nie verantwoordelikheid nie, of kies the good life. Kom ons gaan doen wat ons moet doen. En ek kan terugkyk en na die journey kyk van die tyd wat verbygegaan het, en ek is net dankbaar vir alles wat in plek kon kom. Jy weet, daar's van die goed wat die mense kan verander nie. Dus dit bly daar. Daar's kliënte wat het seer gekry het uit my besluite uit en mense wat ek nog geld skuld, mense wat ek seer gemaak het op maniere wat ek nie eens weet nie. Jy weet, in daai space wat jy daarso is, het jy nie 'n klou wat jy doen nie. Jy het dalk net vir iemand iets gesê op 'n verkeerde tyd of 'n plek wat lewens verwoes het en ek het dus verwoesting gesaai. En die Bybel sê verwoesting, wat jy saai sal jy maai en op die einde van die dag kom ou agter jy waar begin jy regmaak? Jy wil net dit is daai grootste verantwoordelikheid wat ek wil aanneem is daar waar ek foute gemaak het, wil ek regmaak. Dit kan nie oornag gebeur nie. Maar dit wat ek jy weet ek wil regmaak. En baie van dit al reggemaak en op die pad om nog reg te maak. En dit is die exciting deel daarvan. Hy hoop van dit en jy weet ek kon op daai punt gekom het gelukkig voor ek dood is. Ek moet 'n verskil maak. Ja. My en hierdie is op hierdie platform, dis iets wat ek gaan dit deel en dan as dit opbly dan bly dit, as dit nie is nie dan is dit af. Maar so ek dink met die rowwe roete van die ook maar kuier en drink en dit alles wat opgebou het, het ek op 'n stadium in my lewe toe kry ek te doen ook in die verkeerde omgewing met wat die ons mos maar nog verwys as mushrooms. Ek gaan hierdie deel en ons kan besluit wat anyway. Ek het ook groot geword in 'n huis waar ek elke Sondag kerk toe is. Ek het groot geword in 'n huis waar my pa gereeld, ek sien hy sit en lees Bybel. Dis deel van, dit was iets vreemds nie. Ek het in hierdie rowwe tyd begin battle met dit, met my geloof, my verhouding met God, vrae gehad. 'n Battle wat ek met in alle eerlikheid kan sê dat daar's vandag nog, daar's baie kere ek het vra, daar is 'n battle maar dis okay. En so ek het ook een aand met 'n gedrinkry en 'n gekuiery. Toe stop hou hierdie sak goed in my hand. Hy sê eet hierdie goed. En ek eet dit. Dis en ek het 'n moerse tyd. Gedrink, mushrooms geëet en dit is dis magic mushrooms. Dit is maar 'n psychedelic. Dit het 'n impak op 'n ou se dit het 'n redelike hektiek impak op 'n ou se kop. So op heeltemal die verkeerde plek het hierdie goed oor my pad gekom. En toe vir jare lank nooit weer gesien, gedoen, geniks nie. En een aand het ek en 'n ou uitgegaan Kruisdrift Dam toe om weer so 'n lekker aand te hê. So dit was weer 'n gedrink. En ons het mushrooms saamgevat en goed geëet en die aand beleef ek iets en ek wil dit net baie duidelik maak dat ek promote nie, ek's nie besig om iets te promote hierso nie. Ek deel
Jou ervaring storie. en wat dit aan my gedoen het. En ek het die aand toe staan ek daar in die veld, is in die middel van nêrens. En ek kyk op na die sterrehemel. En ek kyk so voor my in die veld. Daar was volmaan gewees. En dis net mos maar mooi as jy so uit die stad uit is. En ek kyk so voor my en ek sien die veld maak soos dit lyk amper soos 'n goue pad amper die wit veldgras wat so tussen deur hierdie swart silhouettes van die soedoringbome wat so staan. En ek kry hierdie gevoel of hierdie ek weet nie ek wil dit nie 'n boodskap noem, dis die verkeerde woord, maar hierdie realisasie amper oor die pad wat jy gekies het gaan seermaak. Dit gaan steek. Daar gaan goed op hierdie pad wees wat nie lekker gaan wees nie. En ek staan en kyk vir die ding en ek sê, "Jeez, dis maar dit voel en dit is moeilik om te verduidelik daai want weet jy wat, dis eintlik maar lewe. Dis eintlik seker maar almal se pad. Maar dis toe nou wat ek daar en ek staan en ek kyk weer op vir die sterre en ek begin dink soos, "Jesus, weet jy, dis eintlik amazing, soos die lewe. Ons wat bestaan, ons wat lewe, wat geskape is. En wat 'n voorreg om hierdie gevoel te kan voel. Nou hier is nou 'n paar jaar gelede. Dit is ek sou skat 2015 rond, iewers ek het net die besigheid begin in bloem. So dis nou 'n bietjie terug. Wat ek hierdie ding kry oor hierdie pad wat ek gekies het. En soos die jare aangaan het, was daar 2 of 3 geleenthede wat ek weer die goed gebruik het en dit het nou begin verander na van 'n gedrinkery af het ek verskriklik erg geraak oor dit. Daar's dat ek nie drink wanneer ek dit die goed gebruik nie. En elke keer was daar hierdie ervaring by my was daar regtig 'n ontsaglike groot ervaring, 'n positiewe ervaring geweest. Dit het begin en dit het sekere goed. Ek dink dit is dalk goed wat klaar in 'n ou is wat amplified raak, goedjies wat weggesteek is. Ek sê altyd dis soos ons het 1000 deure in hier binne. En jy het net toegang na 2, 3, 4, 5 van hulle toe en daar vir 'n oomblik kry jy access na 'n paar ander toe. Goed en sleg. Dis hoekom ek sê ek promote nie hierdie en ek wil dit nie romantiseer en try laat nice klink en aanbeveel of enigiets, want dit is nie iets waarmee ou John, soos dis nie 'n ding waarmee jy gaan speel nie. En in 2021 begin ek hoe siek is die, kom ons sê dit nou maar die vyand. Hoe siek is dit? Laat ek begin selfmoordgedagtes kry het. Van wat? Vir my besigheid. Wat swaar trek, vir wat? Vir my gesypery, vir my skaamkry. Vir my soos hoe kan dit so erg wees? Nou as ek ou terugkyk en vra ek myself die vraag, hoe is dit moontlik dat ek begin aan selfmoord dink het? Ewen dit het my laat skuldig voel. Soos hoekom Andrew jy met jou goeie huis, met jou goeie geleenthede, met alles wat daar's soos nie, ek het nie rede om so te voel nie. En ewen dit het my nog meer laat depressief voel en sleg voel en nie lekker voel nie. En die gedrinkery en goed. So daar was nou 'n redelike gap. Jy weet wat ek nou nie die goed gebruik het nie. Ek gaan nou vertel hoekom. Maar en ek is in daai plek van hierdie en ek so desperaat en dis maande se gedrink en dis maande se bottels wegsteek en dis maande se ek gaan winkel toe en koop ek sê net maar 4 bottels rooiwyn. Ek gooi die slippies weg. So ek het by die kantoor ook die slippies gaan uitkrap, laat die kantoordames nie sien hoe baie alkohol ek koop nie. Gooi dit weg. Ek het laat my vrou nie die slippies sien nie. Ek smokkel 2 bottels na my huisiekie toe, daar buite. Ander 2 los ek in die huis, in die yskas, so dan gaan as ek vir 'n bietjie gaan game speel.
dan gaan sit ek op binne en dan drink ek gou daai 2 bottels rooiwyn op. En dan time ek die ding net mooi, dan gaan ek nou terug huis toe. Maar ek wil nie sy moet my ryk of my sien laat ek nou so dan sien ek as nie kom by sien dan maak ek gou 'n bottel oop en dan gooi ek vir my 'n bietjie rooiwyn in en dan sit nou my eerste glasie. Ek nou lekker kuier en ek het dit soveel keer gedoen, soveel maal wat ek goed letterlik wegsteek. Oh man. En en in daai tyd het ek ja, dit het vir my gevoel of bid nie werk nie. Dit het gevoel of niks werk nie. Ek het gesmaak gaan, ek was heeltemal disconnected. Dit het gevoel of ek weet nie wat om te doen of hoe om te vra nie en ek weet nie hoekom ek so depressed voel en sleg voel nie en ek voel skuldig en skaam en ek voel al hierdie goeters en ek meen ons was 2021 Port Nolloth, ek sal dit nooit vergeet nie, Ross wat die Leatherman podcast gehad het saam met my. Ek sal 'n link los vir dit ook. Dat julle dit kan kyk, die wat dit nog nie gesien het nie. Soos as jy ek dink jy moet dalk daar 'n bietjie gaan loer. En ons sit by die see en die hele vakansie sê hierdie ou goed soos mens kan sien as 'n ou as alkohol 'n grip het op ou. Hy lyk siek. En hy sê die hele tyd goed wat soos dit praat so reguit met my en ek praat hy met my, praat hy nie met my nie, dat ek sommer net loop, ek wil dit eers hoor nie. Ek was in daai plek gewees, dit was horrible. En ek het geweet ek sien die moeilikheid. Ek het geweet soos as hierdie ding nie kan stop iewers nie, as ek nie hierdie ding kan breek of 'n ander rigting, iets moet happen, ek weet nie wat moet happen nie. En ek sukkel, ek bid, maar dit voel of ek 'n koneksie het nie. Dit voel nie of ek iets voel nie. Dit voel nie of daar en alles voel net so half. En ek het in 2021 iewers toe besluit ek gaan nou 'n move pull. En ek weet jy ek's desperate want ek weet daar's moeilikheid. Een van die ouens, my eerste podcast hier was saam met Richard Kaplan. Hy het Inner Fight Fitness, CrossFit gym hier so aan van Park. Ek ken hom van destyds af toe die eerste CrossFit in Bloemfontein oopgemaak het. Ek het vir Richard en ek het in daai podcast ook gewys. Daai podcast gaan oor procrastination, oor uitstel. En ek het gesê ek het 2021 Januarie het ek vir WhatsApp gestuur en gesê hey, ek wil graag ek sien die moeilikheid hou. Ek moet iets doen. So ek het al begin 2021. Toe weet ek die ding is nie op 'n shop plek nie. En hy het 'n reply gesê kom in, check jou, ek sien jou. My volgende reply aan hom was Januarie 2022. 'n jaar later. Toe lig my gat op en gaan. Maar net voor dit, daar iewers in die donkerte van die laaste 3 of 4 maande van 2021, toe ek nou begin selfmoordneigings kry en begin dink aan sulke crap. En regtig aan dink, maar en gelukkig en aan myself, goed aan myself doen, maar ek weet nie hoekom nie. Kom ek eendag by ek bel my vrou, ek sê vir ek wil hê sy moet die aand nie by die huis wees nie. En ek het in daai paar maande het ek ook verskriklik baie so dokumentêre gekyk en gelees en oor waar hierdie goed gebruik word en hulle is besig om nou baie studies te doen op dit en daar's baie wat hulle nou op mense en op ouens wat terminaal kanker het en wat hulle begin end of life studies doen en die impak wat dit het op 'n geestelike vlak of op 'n jy weet in jou kop. En ek een aand, jy weet, want ek voel net ek kry nêrens ja, ek weet nie wat om te doen nie. En ek sê vir sy met die aand bietjie by hom gaan oorslaap. Kom by die huis. Ek gee vir my pa my pistool en halgeweer. Ek sê hou dit asseblief hier. Ek gaan vanaand goed uitsort. So hier's 'n battle wat is iets aan die gang. En ek het daai aand by die huis ook, daar was nou natuurlik geen alkohol en ek het weer 'n redelike groot dosis van die goed gevat. En ek het aan die huil geraak vir 4 ure, ek weet nie, 5 ure, ek het my oë uitgechunk en deur 'n klomp goed gegaan in my kop. Verskriklik oor my vrou, my kind. Presies, in daai stadium het jy ook vir my gesê dat jy
op 'n stadium het jy vir my gesê jy het 'n deel gemis. Is dit by jou seentjie of by jou dogtertjie? 'n deel gemis. Ja, jy was 'n deel wat jy gevoel jy het Ja, so 2021 toe my seentjie gebore is. Daar was komplikasies, dit was nou 21 Junie 2021. Dit was in COVID, kon net 'n uur hospitaal toe gaan. En ek het daar staan met ek regtig baie gedrink. My vrou is ons eerste kind en daar's 'n sy kry 'n keiser en ons komplikasietjies met Andrewtjie. Hy het 'n bloedklontjies gehad, sy het bloedklont se pinkie gehad en sy suiker was laag en daar was 'n klomp goed nie lekker nie en hy's beland toe nou in die ICU of die NICU en sy is obviously in die hospitaal en ek kan nie onthou wat gebeur het nie. Ek was elke dag daar. Ek onthou een aand soos 11:30 uur toe bel die pediater man en hy sê hoor Andrew, jy moet nou 'n besluit maak want ons kry nie hartklop in sy een voet nie. En ons moet nou die volgende behandeling doen, maar ek wil nie, dit is gevaarlik want hy's so klein. Ek wil nie jou vrou moet hiervan weet nie want sy moenie gestres want sy moet kan borsvoed en nou bel my so 11:30 die aand. Ek's gesyp by die huis vir die rekenaar. En hy sê vir my hierdie goed en ek onthou daar's sulke flashes van daai hele tyd. Ek kan nie onthou wanneer ek hospitaal toe gaan het nie. Ek kan nie onthou wat ek vir haar gesê het nie. Ek kan nie onthou of ek vir Andrew ooit vasgehou het nie. Of daar's 'n foto waar ek met hom sit in die NICU, maar dit voel soos 'n blur in my kop. Daai hele tyd. En ek het al gesien Andrew jou verhouding met klein Andrew. Dis wat julle saam doen en pa en seun en die pragtige verhouding en die liefde wat tussen julle twee gedeel word, nê? Kan jy dink dat dit op risiko gestel word met daai alkohol? Man, Dat dit wat jy die liefde voor is, nê? Ja. Dat jy dit op risiko stel. presies. En my vrou, ek het so 'n wonderlike vrou. Ek meen, ek het Jolandi het ek hierdie battle met daai leefstyl is al lank. Dis nie die eerste keer wat ek gedrink het nie. Ek het in die verlede ook al sulke goed gaan. Dan traai ek dit fight en ek traai loskom van dit af. Ek het vir Jolandi ontmoet in 'n tyd wat ek my manier om met te battle was gewees om amper, ek sweer as Dokse Dae elke dag oop was ek elke dag daar. Eerste by die hek, eerste in, laaste uit. Ek was die hele tyd daar en ek onthou ek het in daai tyd gebid. Dit was 2017. Dan bid ek en sê ek dankie vir my vrou. Dankie en daar was niemand nie. So en dit was nog te mekaar met ander mense en dis gejaag en dis meisies en dit was ook bad. En ek moet hierdie goed stop. Ek moet hierdie battle en ek het so gebid vir my vrou en ek het dankie gesê vir my vrou wat ek nie het nie. Ek het dankie gesê vir my kinders wat ek nie het nie. En ek het eendag in die kerk gesit in Dokse Dae en ek onthou ek kyk so oor my skouer en daar agter stap 'n groep mense in. Dit was 'n groot plek. Ek het altyd in die middel by die pilaar gesit. En ek sien so kort donkerkop meisietjie wat vir my baie oulik lyk. En ek kyk voor en ek sê okay, whatever, jy het gaan aan. En hier na rukkie staan die meisiekind langs my en sy vra ek plek vir iemand. Man. Dit is Jolandi. Man. Kom sit sy langs my en toe na die diens nou klop my hart soos ek moet iets doen. Ek moet iets doen om hierdie meisie. Ek moet iets doen. Ek kan dit los hê. Dis obviously come on, dis in die kerk, jy weet, dis gestuur. Toe sy uitloop toe agtervolg kom, maar toe wil sy weghardloop. Wat sy dink ek is hierdie weirdo. Anyway, toe stop ek hom. En in plek van om haar te vra vir haar nommer, gee ek vir haar my nommer. En ek sê as sy dalk ooit wil chat of enigiets. Want ek onthou sy het gehuil in die kerk. Die pastoor het op 'n stadium gevra wie doen. Hy het gevra ons met ons hande net op die persoon langs gesit en ek het dit gedoen en ek het sy het gehuil. Wow man, dit is die mooiste, ek het dit nie geweet nie. Kan ek jou asseblief onthou dat ons eendag nie lekker vond, ek gaan jou bel en vertel met daai storie. Ek sal dit weer doen, enige tyd. Maar nee, dit is en laat mens hierdie verhoudings, hierdie liefde, nê, wat so kosbaar is, laat mens dit ten prys stel. Jy weet dis weer eens daai ding, jy weet nie wat jy doen. Jy is iemand iets anders is beheer as jy daai lewe kies, maar dit is jy dink jy's in beheer. Jy is nie. Daar is 'n handjie vol mense wat ek sal sê, jy weet,
Ja, you got this. Jy kan nou aangaan, maar daar is meeste van ons, nee. Jy kan nie. Jy wat dink jy's nog nie daar nie, nee. Dit kom. As jy dink daar is moontlik dalk iets, nee, pas op. Daar's goed wat jy gaan verloor, jy kan verloor. Jy weet Andrew, ek het in my lewe het ek baie as gevolg van my trauma as kind het ek het nie sommer liefde geweet hoe om liefde te gee eerstens en liefde te ervaar nie. En ek het baie lank gevat om enigiemand toe te laat wat naby my hart kom. Ek het met meisies uitgegaan vir baie lang jare wat ek nie toegelaat het naby my hart nie. Ek het nie geweet hoe om dit te doen nie en ek was baie bang daarvoor gewees om dit te doen. En ek is nie 'n vreeslike loskanon gewees nie, maar ek het my verhoudings gehad en so aan en obviously die wêreldse manier van lewe gelewe vir baie lang tyd in my lewe. En ek het op 'n punt gekom waar ek moet nou 'n draai maak en dit was al so 8 jaar, 9 jaar terug. En ek maak daai draai en ek het regtig die Here begin volg, my hart vir die Here gegee en die Here begin volg en God vertrou vir dit wat hy vir my, maar ek het dit nie verstaan nie. Ek het nie dit verstaan nie. Ek het nie dit wat ons was in 'n kerk in die platteland gewees en ek het nie daai verhouding gehad met God nie. Ek kan nou vir jou sê en hoe om te vertrou vir goed en hoe om, jy weet, by hom te sit en te sê help my, ek is op daai siening gewees dat jy moet dit self doen, jy moet dit net maak werk. Jy vir wie gaan jy ander vertrou as jouself, jy weet, daai siening en Vader het ingekom en hy het net vir my hierdie awesome belewenis gegee en dis toe ek van alkohol afklim die eerste keer. Want ek het besef daarso ek daai tyd besef dinge gaan daai tyd het ek nie 'n vreeslike depressie of angstigheid beleef nie, maar baie geparty en baie wêreldse staf gedoen wat daarmee saamgaan. En ek het op 'n punt gekom waar ek kom ek gaan eers bietjie kyk hierdie good life, hoe werk dit? En ek het 'n pad begin stap met die Here en ek dink dit was omtrent 2 jaar daarna toe so 'n vriend of iemand wat ek ken wat ek het ligtelik toe nou weer hier en daar 'n bier gedrink en so aan. Niks ernstig nie en so aan gedink ek het hierdie under control. En ek het 'n vriend wat kom kuier, hy's 'n ingenieur gewees in Lesotho op 'n projek en hy het naweke na my toe gekom en man hy kom by my aan en dit was 'n koue dag gewees. Ons hier nou by my maand gewees het. En in 2017 en ek net so ek het 2016 of 17 16 ek wil 2016 En ons was op pad na 'n plek toe vir rugby kyk en saam met vriende en so aan en hy sê vir my hy ken hierdie meisie en hy wil haar graag saambring en so aan en fyn, ek is nie vreeslik lus vir die aand nie. Ek wil iets anders doen of wat ook al, was koud. En hy kom toe nou met 'n meisie by die restaurant aan waar ons almal gaan rugby kyk en so aan en vir my is dit nog 'n aand en so aan en die vriend begin nogal party en ek onthou hy het weggeraak ergens en ek het nogal saam met hom so toe gery. En nou is hierdie meisie wat hy nou saamgenooi het, nou nie jy weet is niemand daar en ek gaan en we gaan met haar gesels en sy moes my op die eind van die dag huis toe vat en ek sê vir haar, ek het hierdie baie geniet en ons sien volgende dag koffie drink. 3 maande daarna toe ons verloof, 3 of 4 maande daarna toe ons verloof en wat ek vroeër gesê het oor dat ek nie iemand sommer toegelaat het nie en ek was 30 jaar oud, 31 jaar oud toe ek verloof geraak het aan my vrou en toe begin daai pad van ek moet iemand toelaat nou. Ek moet nou iemand toelaat in my lewe maar ek het lank geweet ook dis nie dat ouderdom my gedruk het om te trou nie of dat kultuur my of wat ook al. Dis 'n ding gewees van hierdie meisie tik al die bokse. Sy is beautiful. Jy weet jy kyk na 'n paar goeters in my lewe wat ek nog altyd mense dophou. Het sy nogal redelik en man, ek moet vir jou sê, ek verlief oor my ore, vir hoe ook al, wat dit ook al beteken vir iemand, wat ek weet wat liefde is nie, en ek onthou net hoe dankbaar was ek, jy weet, en hoe mooi was sy vir my gewees, en so aan,
jy weet ons het die pad begin stap en jy weet ons het 'n besluit gemaak om baie vroeg te trou en baie vroeg kindertjies te kry en so aan. Ek dink my seentjie is in 2018 en 31 Augustus gebore. En okay, nou is ons 'n jaar getroud en ons het nog nie regtig 'n groot verhouding gehad nie, nog nie regtig 'n stewige fondasie gehad nie, maar ek het iemand begin toelaat in my hart. Ja. Ek het iemand begin, jy weet, plek gee daarso in my lewe en wat vir my totaal moeilike ding is. As mense wat baie naby aan my is, wat net vir jou sal sê, hulle sal nie eers daar binne in daai hart inkom nie. Maar jy weet, ek laat hierdie meisie toe daarso en man, ons is so 2018 ons het met vakansie in Plet en ons kom terug. Toe sy swanger raak, toe besluit ek, nee daar, ek gaan nie drink nie. Ek wil nie drink in hierdie. Ek wil alles, nee, wat nie eg is nie, los ek net hierso. Want hierso is die regte egte nou. En ek drink nie, dis nie eens vir my 'n probleem nie. Drink nie 'n druppel nie. Ek sê vir myself, terwyl my vrou swanger is, ek wil daar wees, ek wil nie kuier nie. En ek is 9 maande, of wel die tyd wat sy swanger is, het nie naby nie. Sy was vir 4 maande swanger. Toe kom ons eendag by die hospitaal, sy sê vir my, sy voel nie lekker nie, ons is hospitaal toe, dis Saterdag. En sy sê vir my, en ons kry 'n dokter daarso en hy kom in die Saterdag en hy stap uit en hy sê vir ons, hoorie, julle kind gaan dit nie maak nie. Julle is jong genoeg, julle kan maar weer probeer. En hy draai om en hy stap uit daai saal uit. Man, dat ek daarso nee, ek en my vrou kyk so vir mekaar, ons besef, dis is it. Wow, dit wat ons so voor gebid het en gehoop het en gewens het, is nou, nee, dit gaan nie gebeur nie. En jy weet, ons het in elk geval, die kamertjie is reg en die kleertjies is reg en alles. En die Sondag, toe en dank liewe Vader daarvoor, ek is op daai stadium op my sober pad gewees, regtig 'n cool pad gewees, en daai Sondag ek bid, ek vra Here net net nie dit nie. Ek huil nie sommer nie, daar het ek gehuil. Daar het ek my pa gebel en ek het gehuil. Hierdie is vir my, ek het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. Daai Sondag het 'n dokter ingekom, ons eie dokter toe op daai stadium, en hy het gesê, jy weet, ek dink ons gaan hierdie nog deurpoel, en ek dink was vir daar vir 3 of 4 maande wat sy in die hospitaal bly lê het, op Petrus vas, en weet jy, Andrew, Christus gebore, 31 Augustus 2018, en tot vandag toe nog, dink ek, was hy 2 keer in die hospitaal, 1 keer van peanuts, en dis dit, en die ene keer vir COVID. Jy weet, hy is vandag 6 jaar oud, en absoluut, jy weet, die pad wat ek en gestap het met die tyd wat sy in die hospitaal was, is die enigste stukkie fondasie wat ons in ons huwelik gehad het, voordat ons begin het met 'n gesin, met kinders, met verantwoordelikhede en al daai dinge. Ons het nou 'n stukkie gehad, maar dit was 'n stewige fondasie wat daar opgekom het. Ons het so by mekaar gestaan, so deur alles gebid en gehuil, en so by mekaar net, ek was elke oggend, elke aand daar, elke oggend, elke aand, elke dag. Seisoene het verbygegaan, elke oggend, elke aand daar, net bly bid, en dat die grootste droom in my lewe waar geword het. My besighede was tot 'n mate suksesvol aan die groei. Ek het 'n pragtige vrou wat deur kon druk. Ek het 'n seentjie. Ek het 'n seentjie gekry, sy naam is Christo, en dit het net dis net hierdie wonderlike gevoel van we've got it all. Die dag toe hy gebore is, gaan koop ek 'n bottel Baines whisky. Want ek het mos nog gesê, as sy swanger is, dan gaan ek nie drink nie. Ek is huis toe na Christo gebore is, en ek is huis toe en ek gaan vat 'n shower en ek vat 4 whiskies. Eerste keer in 8 maande, wat ook al, wat ek nou iets drink. En net daar was ek terug. Net daar was ek terug. Nie so op so 'n kwaai manier of wat ook al nie, nog glad nie soos 'n weird behaviors nie, van jare daarna nie regtig weird behaviors nie. Net as iets regtig drasties sleg gaan, dan sal ek bietjie meer drink, né? Ja. En ek moet sê, daar begin daai pad weer vir my, tot en met ek die skryfbrief gekry het, en baie keer tussenin, en dan los ek vir 'n week of 'n maand of 3 maande of 5 maande of 'n paar, wat ook al, dan begin hy weer, en elke keer as hy terugkom, dan gaan hy net sterker word en sterker word. En ek mis my vrou. Ek mis my vrou. Ek mis my gesin. Ek mis ek kan nie vir jou sê, jy weet, as jy dan nou gepraat van tyd terugdraai,
En as ek daai tyd kan terugdraai van wat, en ek weet hoe hard het sy probeer, jy weet, en sy het van my vriende gekry en gesê, hoor jy, help net hierdie ou, en ons was by dokters, en ons het net soos, ek het net nie geweet waar om te vat en te los nie, en ek het aangegaan, en is selfsugtig, ja, dis selfsugtig, maar jy het nie, jy is magteloos, as jy daar is waar ek was, is jy magteloos oor wat nou, want as jy nou, wat dan, jy is bang, jy het hierdie konstante vrees oor jou, konstante vrees, dit bly vrees, jy bly weet, staf is nie reg nie, en wat gaan jy doen? Ag, ons drink maar nog 'n dop, ek sal môre dink, wat gaan ek doen? Stel dit uit. En op die dag wat ek net te ver gegaan het, en sy wil my nie meer hê nie. En daai persoon wat ek my hart voorop gemaak het, wat ek tot vandag toe nog, as ek haar sien, klop my hart, en tot vandag toe nog, as ek haar stem hoor, weet net, dit is hoe lank al na die egskeiding, maar as ek weet ek gaan haar sien, dan sorg ek dat ek reg lyk, en goed, ek wil net hê, sy moet die mooie maar bly raak sien, ek wil vir haar trots maak, en jy weet, en so, maar ja, dit is vir my scary, vir die ouens wat luister, dat jy nie in jou wildste drome kan dink wat alkohol by jou kan steel en hoe groot hy by jou kan steel nie. Dit wat jy die liefste het, kan by jou gesteel word. Sal jou waarskynlik by jou gesteel word. Ek glo dat Vader vir ons het hierdie pad vir ons uitgelê. Uit elkeen van ons 'n unieke plan met ons lewe. En daar's 'n punt waar die mense in daai roeping begin lewe, daai plan, daai unieke plan van jou lewe. En hoe langer jy drink, hoe langer stel jy uit daai journey wat God vir jou wil hê op aarde, daai koninkryk op aarde, daai met alles wat jy doen, dat jy vrede het, dat jy content is, en jy stel dit uit, man. Dit wat jy doen nou, jy stel daai stel jy uit. Die wêreld sê vir jou, is lekker om te suip. As jy 'n program kyk, die advertensie is whisky en ys in die whisky wat so stadig inloop, en jy weet, 'n bottel wyn en wat lyk lekker op kultuur, en dit is op die flieks en ek sê, as jy op 'n punt is waar jy voel, jy dalk miskien al gedink dat jy 'n bietjie moet kyk, net jy gaan dit weet. Net jy gaan dit weet wat ek nou sê. Jy het dit nog van niemand gesê nie. Stop. Dis 'n gevaarlike ding wat jy mee besig is, en nou, dit is wat ek te sê het oor alkohol, Andrew. Dit wat jy die liefste het. Daar's 'n ander ding wat nou by my opgekom het oor drink, en ek gaan nou teruggaan en daai storie vir my klaarmaak waar ek geëindig het, want ek wil dit uitkry. Jy sê jy het beheer daaroor. Jy sê dat jy nie te ver gaan nie, jy weet wanneer om te stop. Jy sê al daai goed. Jy sê jy's nie bang daarvoor nie. Ek wil jou net ook remind, nee, dat jou kind gaan nie noodwendig daai selfe pad hê nie. Maybe het jy dit onder beheer. Maar elke keer wat 'n ou dit celebrate, treur, stres, al daai goedjies, elke keer wat jy een van daai goeders doen, sien jou kind dit. En eendag dan is hy nie so gelukkig soos jy wat dit alles onder beheer het nie. En dan het jy jou kind in daai pad afgestuur want jy het dit onder beheer gehad. As 'n voorbeeld daar wat hy voor moet versigtig wees. Dis om 'n kind om jou te hê, 'n gesinnetjie. En ek dink daar is 'n ding wat ook dalk nie aan gedink word nie, maar dis nou mos net ek het dit. Ek's fine. Ag, ons drink dit 'n biertjie, man. Dis van Ross wat op jou podcast was direk terug, het dit baie mooi gesê. Daar's altyd iemand anders aan die ander kant van jou besluite. Ja. Jy moet daai besluite maak. En ek sien baie uit om jou storie nou, net iets wat ek wil aanlas wat nou na my toe kom, wat ek onlangs gehoor het ook, is, wat ek aan gedink het, is elkeen van ons het daai punt vir ons, in ons generasie, ons mans nou, waar en ek voel, ek is met jou eerlik, ek is positief, dat hierdie generasie is besig om te draai, drasties te draai na wat reg is. Ek het baie hoop vir die generasie van nou. Ek dink, daar was 'n tyd gewees waar mans nie definitief, hulle het nie geweet wat wie hulle is en wat hulle moet doen en so nie, en hierdie kultuur, maar wat ek net by my opgekom het, is die verantwoordelikheid wat ons het as man,
En jy moet baie mooi hoor wat ek sê, die verantwoordelikheid het wat jy oor jou kinders het, die verantwoordelikheid wat jy oor jou vrou het, en die verantwoordelikheid wat jy oor jou mense om jou het, die verantwoordelikheid wat jy op God se koninkryk het, vir God se koninkryk het op aarde, en jou besighede. Elke een van daai verantwoordelikhede het daar's 'n punt waar jy gaan verantwoordelik wees. Waar's daai punt? Hoe ver is daai punt van nou af? Hoe ver dink jy gaan jy nog uitstel en sugarcoat tot jy op daai punt gaan kom wat jy eienaarskap vat van jou lewe? Jy weet, baie ouens kan, ek het nou net gehoor van ou wat hulle sit en kuier by 'n plek, hy en sy seuns, en sy seun, ons iets op die plaas gebeur en sy seun moet terugry, dood in 'n karongeluk. Ouens, dis wat gebeur in die wêreld en nou sê jy ja, dit kan met enigiemand gebeur. Nee. Hou vir jouself sugarcoat. Dink bietjie mooi, as daai kind nie gedrink het nie, as jy nie daai voorbeeld was nie, waar was jou kind nou langs jou? Ja. En ek spreek nie jou spesifiek aan nie. Ek spreek die generasie van hierdie giftige dwelm wat ons deel maak, die gevaarlikste dwelm wat ons deel maak van ons elke dag se lewe. Soos jy sê, jou kind is dalk nie net gelukkig nie. Hy is net dalk daai ou, nê? Want kyk, jy drink so af en toe, dan ry jy mos nou huis toe en dan van 'n braai af gaan jy huis toe. Net op universiteit dan dink hy, okay, nee, maar ek sal my pa gery as hy gekuier het. Hy gaan sommer so met hierdie ou huis toe ry. Ons is al nie meer. Elke ou het sy dag, sê die ouens. Elke ou het nie. Weet jy, ek sal maar jou bes te doen. Ek sal my bes doen om 'n voorbeeld te probeer stel vir my kinders. Dat hulle weet hoe lyk 'n man, hoe lyk 'n pa, hoe lyk iemand wat lief is vir mamma. Ek sal my bes doen. En ek sal obviously daar wees. Want ek weet daar gaan 'n tyd kom wat daai kind gaan begin besluite neem en begin sy eie dinge doen. Maar ek sal my bloody best doen. Dat hy iewers kan terugdink, soos dit was 'n pa. Dis 'n pa. En daai Andrew is net, dit wat jy nou sê, nee, ek wil dit najag. En die ding van dit is, wanneer mens verantwoordelik begin raak, dan begin jy vinniger besef hoe belangrik jou besluite is. Daai kort besluite wat jy moet maak in besigheid, in finansies, in jou woorde, in alles het ons daai kort besluite wat ons moet maak. Reg of verkeerd, lig of donker. Yes or no. En ek sê nou vir jou, as jy iemand is wat uit nature uit redelik kuier, dan maak jy nie daai regte besluite nie. Jy weet, ek en jy gaan nie alles reg doen, ewe skielik omdat ons nie drink nie. Ons gaan foute maak, ons gaan ons foute raak sien, ons gaan foute vinnig reg maak. Daai ou wat nie op daai pad is, op daai good way is nie, op daai God se pad lewe nie. Waar is die Heilige Gees as jy ingesyp is? Come on man. Weet, hoe lank gaan dit vir jou vat om daai fout raak te sien, om daai verhouding te gaan regmaak, om daai persoon se lewe te red, om daai finansiële besluit te maak, om daai liefde vir jou vrou te gee? Wanneer gaan dit te laat? Jy verstaan? En dit is wat jy najag, is om vir jou kind daai voorbeeld te wees. En dit gaan gebeur as jy die dag geïrriteerd is en 'n petroljoggie gooi petrol in jou dieselkar. Hoe hanteer jy daai situasie? As jy nugter is, mindful is, hoe hanteer ek dit? Almal maak 'n foutjie en ons hanteer die situasies wat ons dit moet hanteer. As jy dalk nie nugter is nie, dalk 2-3 biere, dalk gesyp gisterand, nou is jy meer geïrriteerd. Ja. Hoe hanteer jy daai petroljoggie? Wat sien jou kind? Hoe gaan jy die voorbeeld nou wees? Hoe gaan jy ooit eers weet jy het nou net 'n fout gemaak? Crucially vir die res van sy lewe. Ek het daai aand toe ek nou in hierdie desperate oomblik van nie meer weet wat om te doen was nie, het ek vir my pa, want ek het toe al vir 'n geruime tyd het ek hierdie gedagtes gehad en ek begin dink aan dat ek so sleg, jy weet, dis makliker om net dalk maar die ligte af te sit. Soos dis net so. En ek het aand vir hom die goed gegee. Ek het myself nou in daai engse dosis ingooi. Onthou, hierdie is nou ook in die tyd wat dan as ek bid of ek probeer en dit voel of niks gebeur nie. Ek was heeltemal net, ek was net gone. Ek was nowhere. En 4, 5, 6 ure lank gehuil, my hart uitgehuil. Het goed deur my kop gegaan oor wat ek besig om te doen aan my vrou, aan my kinders, wat ek besig om te doen aan myself, wat ek besig om te doen aan my ouers, wat ek besig om te doen aan het gevoel of ek so aan die bors gegryp word en rond en so half, jy weet mos as ou jou nou wil en hy ruk jou so 'n bietjie.
So dis die ervaring wat ek gehad het en op 'n stadium loop ek in die badkamer in. En ek draai na die spieël toe. En ek skrik so groot dat ek 'n tree terugvat en ek staan en kyk vir hierdie ding, hierdie ou. En ek weet nie wie dit is nie. Ek herken hom nie. En die beseffing kom tot my so met daai kyk hierso. Amper soos 'n kyk hierso. En ek besef dat dis die ou wat daar staan wat my vrou elke dag sien. Andrew. Dis die vrou, die vrou. Dis die ou wat my kinders gaan sien, my kind gaan sien. Dit is die ou wat in die oggend by daai kantoor aankom. Met wie al daai arme mense moet deel. Hierdie ding, hierdie ou, want dis nie ek nie. Hierdie is die ou wat gekom het. Hierdie ding het gekom en my vrede kom vat. Verwoes. Hierdie ding het gekom en vir my sê jy verdien nie om te lewe nie. Gaan kruip weg gaan in jou huisie. En ek staan en kyk vir hierdie refleksie van myself wat ek nie ken nie. En toe gebeur iets. Dis asof daai geruk my bors my los. En die ding of die wat ook al is half soos hoor jy het nie hierdie verdien nie. Ek's uit. En ek begin myself sien. Ek begin myself herken. Amper soos 'n video wat so mooi half jy weet daai en ek begin myself sien en dit voel of daar 'n Andrew is wat vasgesit het iewers. Soos losgemaak word en die hokkie is oop en ek begin myself sien en fast forward 2-3 maande van daar af toe daar gekom by Richard by die CrossFit. Man, en ek sit net alles in. Maar ek's in battle mode nou. Dis is die fight is aan. Ek drink nog steeds baie minder. Die fight is aan. En ek's daar. In die oggende 5:00 is ek daar. Saterdagoggend 8:00 is ek daarso. En dis battle mode. En ek klim in die boeke en ek begin lees en ek begin alles is moeilik en ek sukkel, ek bid. Ek doen dit. En ek begin hierdie battle fight. En dit was Januarie 2022 wat ek nou weer begin oefen het en die tyd gaan aan. En ek is nie seker presies hoe lank dit is nie. Ek dink is so net oor 'n jaar. Jy het ons jou foon het hierdie memories wat die hele tyd opkom. So daar was 'n memory van so ek het eendag toe staan ek in die kombuis fast forward so 2022 oefen ek my gat af. Soos ek is besig om in die beste shape te raak van my hele lewe op 36, 36, 37. En 2023 begin ek met die gedrinkery begin dit 'n ding raak waar ek sal net naweke sal ek drink. So dit is heeltemal weg hierdie week. Lang storie. Dit het lank gevat. En eendag iewers in 2023 staan ek met 'n glasie wyn. Maar nou is dit at least nou is ek beskaafd, jy weet, is 'n glasie wyn. Ek het die 3 bottels gesuip, so ek het 'n glasie wyn. Ek het 1 glasie wyn uitgegooi of ingegooi. En ek staan met ding in die kombuis. En ek vat so 'n sip en ek kyk vir die glasie wyn en ek sê vir Jolandi, ek het jou gesê ek gaan ophou.
Daai ek het vir jou gesê ek gaan ophou. En ek gooi die glas wyn in die wasbak. En ek het tot vandag toe nooit weer aan alkohol geraak nie. Nog een keer op 'n lip, nog nie een keer nie. Prys die Here. Ek het na dit het ek non-alcoholic biere gedrink vir so 2 maande, 3 maande. Toe besef ek, hier is dan net ek tra nou net daai goed toe los ek dit ook maar. So ek drink eers non-alcoholic biere nie. Ja, dis horrible. Toe het ek dit net heeltemal weggegooi. Dis alles. Dit het op daai oomblik gebeur. En ek dink die battle is nogals is 'n lang een. Jy het eendag, ons was by een van Ahu se meetings, toe jy gevra wanneer weet 'n ou jy's nou op die berg. Jy het dit nou gemaak, jy's nou daar. En ek onthou toe sê ek dink hier is een van daai goed wat gaan aanhou tot die dag wat ons oogies toemaak wanneer ons uit is. Dat ons die heeltyd gaan klim. Die heeltyd gaan groei, die heeltyd gaan opgaan, op pad na daai mountain top toe, op pad na daai mountain, en die mountain top is daai dag, dink ek. Exactly. Wat ek daar lê, as dit so gebeur, en ek is omring met familie, Familie wat vir jou, wat weet, jy het alles. ja, kleinkinders, Ja, die vriende wat in my binnekring is, die van hulle wat nog daar is, as dit so uitwerk, is daai die mountain top. Maar ek my ek oor dink daar nou toe terwyl maak. jy sê, ja, amen, en ek dink toe my nou, terwyl jy dit sê, soos op pad boontoe raak die view net mooier. Ja. Dis dit man, en ons moet dit, ja man, vat dit. Dit is joune. Dit is life, dis wat jy gegee, dis klaar, dis vir jou gegee, vat dit. As jy nog nooit in daai spot was wat jy dit beleef het nie. Ek dink vir my is dit drastic, jy weet, 'n drastiese verandering van hoe goed mens kan voel na daai pad, want dit was regtig 'n drastiese verandering. Ek het dit soos oordoen en yes, ek het glad nooit weet ek was gelukkig dat ek nooit toegesluit was nie. Ek weet nie hoe nie, maar ek onthou daar was een spot gewees waar ek na 'n visvang ding terugry van Kruisdrift af. My kinders was klein, ek so pad huis toe en ek weet met elke druppel ek moet nie bestuur nie. Ek weet nie, ek besef op daai pad ek moet nie bestuur nie. Ek weet nie hoe kom ek by die huis aan nie. En daar's familie wat by my huis is op daai stadium en my vrou sit daar so en so aan en ek stap so om die tafel en ek wil gaan sit en ek weet ek gaan sit en daar's nie eens 'n stoel nie, maar ek gaan sit. Dis daai humility wat ek vir my vrou dink ek weet waarom te kyk nie. Jy weet waar kyk nou net weer, jy weet. Ja. En soms is Andrew daai goed gebeur baie keer is die skade is gemaak aan my kant is dis skade wat gemaak is en al wat mense nou kan doen is aan my kant is net jy weet is om te kyk waar kan 'n ou net hand bysit, waar kan 'n ou net bietjie help om dat ek net iemand kan stop om hierdie seer wat ek elke dag nou moet leef mee. Dit gaan nie weg nie. Ja, hartseer bly daar. Dag na dag. Ja, mense sê jy kom oor jy wil 'n skei saak en so. I don't know. Ek sal nog sien of mense daar ek weet hoe dit vir my is. Vir my is dit jy deel met jou verantwoordelikhede nou. Dis wat dit is. Jy het dit nou gedoen. So nou moet jy jou kruis optel en jy vra vir Vader vir krag vir elke dag om jou deure te vat. Maar my kinders word sonder 'n pa groot elke dag. In daai huis, hulle moet elke dag afgelaai word nog steeds met daai hartseer. My vrou wil jy weet 'n man by haar gehad het wat haar kan beskerm en wat haar kan oppas en wat daar sal wees vir haar kinders. Hy's nou onder 'n bottel daai in. Jy weet en ek bid net vandag as ek hou daarvan om sommer as die Heilige Gees vir my sê bid, dan bid ek sommer dadelik. So ek gooi gou 'n gebed in en ek bid sommer Vader in die naam van Jesus Christus, Vader, ons Vader, mag U uitgaan en elke persoon wie hierdie boodskap vandag luister, dat U vir hom net sal bewus maak dat met die
wedergeboorte en dat jy as jy Jesus Christus aangeneem het as jou redder, dan het jy die Heilige Gees ontvang. Mag die Heilige Gees jou verseël en mag elke gedagte wat jy het, dat jy dit sal oordink en elke ding wat jy spreek en elke ding wat jy doen, dat dit sal wees om God te behaag. Gaan dit God bly maak dit wat jy doen. En Vader, ek bid dat elke persoon wat hierdie hoor nou, Vader, die werk, die unieke werk wat U en elkeen van ons begin het, Vader, dat daai werk sal aanhou tot die dag toe wat ons weer terug gaan huis toe na U toe, Vader. En Vader, ek breek in die naam van Jesus Christus die hou vas wat alkohol oor ons mense het, en ons gemeenskappe het, en ons papas het, en ons mamas het, en ons kinders het. Vader, ek breek in die naam van Jesus Christus hierdie vloek af oor ons Suid-Afrika, oor die mense wat hierdie luister. Vader, ek bid dat elke ou sal besef, daar waar hy is en hierdie luister, daar is 'n baie beter lewe daar buite. In die naam van Jesus Christus bid ek, Vader, dat U daarin sal gaan en net daai ou sal bemoedig en daai vrou sal bemoedig. Ons het werk om te doen in ons huwelik. Ons het werk om te doen in ons besigheid, ons journey ons het werk om te doen in die roeping. Ons is dankbaar vir wat God vir ons gegee het. Ek is dankbaar vir my kinders. Ek is dankbaar vir my vrou. Ek is dankbaar vir die talente wat U vir my gegee het om vandag werk toe te gaan. Ek is dankbaar vir my hande wat kan werk. Ek is dankbaar vir my brein. En Vader, met hierdie dankbaarheid wil ek U behaag met alles wat ek doen. Dit wat ek doen, moet U behaag. En ek bid in die naam van Jesus Christus dat elke vloek sal gebreek word. Ek bestraf jou vyand. Weet hierdie vloeke oor ons mense laat gebeur. Hierdie doodgaan, Vader, hierdie sterf, en nie net dit, nie die ergste nie, Vader, mense wat nie by die doel uitkom, nie mense wat hulle punt mis, Vader, hulle unieke punt mis, Vader, as gevolg van hierdie vyand wat ons het, alkohol. Ek bid in die naam van Jesus Christus, die sterk naam, die grootste naam, Jesus Christus, my Vader, bid ek, dat U ons sal losmaak van die houvas van alkohol, en dat elke man by sy vrou sal uitkom, elke pa by sy seun sal uitkom, en by sy dogter sal uitkom, elke leier by sy volk sal uitkom. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Ek gou ietsie lees wat ek nou sommer ook aan gedink het. Ek het nou nog vir jou gewys. En toe ek en jy daar in my kantoor gesit het. Ekskuus tog, ek sniffel nou so 'n bietjie. Dis okay. Ek kom nou net gou hier so kry. Ja, is hy. Vir 'n rukkie het ek hierdie ding op my en jy weet hierdie is eintlik 'n ding wat eintlik veronderstel is om uit natuur uit daar te wees. Dit is eintlik veronderstel om net so te wees, maar dit is ongelukkig nie en iets waarmee ek ook stoei. Soos ek sê, die battle is aan die gang. Elke dag. Ross het dit ook gesê. Maar ek battle. It's fine. Ek sal fight. Ek sal 'n bloedbek vat. En iets wat ek baie graag hier in ons kantore wil terugbring, is dat ek open in die oggende. Wow. Dit is so belangrik. En die boekie lê daar op my lesenaar en ek battle. Want gaan ek die regte goed sê, gaan ek dit op die regte manier doen, gaan ek reg bid, gaan ek, en dis al hierdie goed. Maar, bladsy 1. En ek dink nou aan my en jou, en jy wat al buite sit en luister, wat nog hierdie korreltjie is, of hierdie graankorrel is, of hierdie saadjie is, wat nog nie geval het, en Johannes 12 vers 24. Ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan. Maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. Jou lewenspad kan nie deur God bepaal word, voor jy nie jouself volledig aan hom oorgegee het nie. Amen. En dit maak nie saak hoe jy nou lyk. Die graankorreltjie wat jy nou is, dit maak nie saak nie. Maak nie saak wat jy nou is nie.
jy het dit in jou beheer om daai besluit te maak. Tel jou kruis op, maat. Daar wie jy is nou, wie jy is, hoe oud jy is. Tel jou kruis op en maak daai besluit om eerstens te sterf in jouself. En hoe doen mense dit? Kom praat met ons. Ons is hier, sterf in jouself. Tel jou kruis op. Tel jou verantwoordelikhede op. Wees 'n man. Ek weet dit gaan moeilik wees. Man up, doen dit. Jy weet, kry jou goeders bymekaar en gaan face dit wat jy moet face. Jy gaan nie alles op een slag reg kry nie, Andrew. Dit is wat ek besef ook, jy weet, ek wens so, ek wens al was dit 'n manier gewees wat 'n ou kan sê, ek wil vandag alles uitsort, almal terugbetaal wat ek geld skuld, almal jammer sê wat ek fout gemaak het. Maar dis 'n pad, pad wat om te stap en ek is bereid om daai pad te stap vir elke een van daar buite. En glo jy vir my wat daar buite sit en luister na hierdie, jy kan dit ook doen. Jy dink is te erg. Weet jy hoeveel selfmoord is daar vir paas nou, mans in Bloemfontein? Jy hoef nie daai pad te stap nie. Jou kinders het jou nodig, jou vrou het jou nodig, jou gemeenskap het jou nodig, God het jou nodig vir die werk wat jy gaan doen nog op aarde vir sy koninkryk. En ek wil jou bemoedig, neem my verantwoordelikheid op en te sê, okay, ek is klaar met hierdie. Ek kan hierdie doen. Want ek beloof jou, dit is nie so erg nie. Jy gaan dit doen, met die regte hulp, met die regte vriende en die regte mense wat om jou is en die regte gebed, jy kan dit doen. En dit is hoekom ons hier is. Ons stel hierdie podcast vry vir enigiemand wat daarna kan luister. Ons bid, die Heilige Gees hierdie sal dra na die regte ouens toe en die regte vrouens toe en mamas en papas wat hierna luister en dat hy uitgestuur sal word so ver soos wat God se genade kan uitgestuur word. En ek bid sommer net dat daar ouens is wat nie weet wat om te doen nie. Ek gee my persoonlike nommer hier op uit. Ek het 'n pad gestap en ek weet daai pad was nie verniet gewees nie. Ek weet, daar's mense daar buite. Ons het intussen het ons deel geraak van 'n hoe mannegroep. Dit is iets wat so 3 jaar terug al begin het, wat ons elke Dinsdag byvoorbeeld bymekaar kom. As jy nie deel is en lus is vir 'n groep nie, dan kom chat net. Kom sê net vir my, hier is die storie en ek 'n kort hulp. Jy hoef nie eers te sê wie jy is nie. Net daai gebed van ek wil daai verskil maak. Jy daai glas uitgegooi in die wasbak. Ek het daai besluit gemaak waar ek buite 'n hospitaal gelê het, letterlik buite. En ek wil jou bemoedig daar waar jy nou is. Maak daai besluit. Daar's baie plekke wat ek jou na kan verwys, en Andrew, maar ek sê nou vir jou, ons kort jou. Jy wat hier luister, man, vrou, kind, pa, oupa, ons kort jou as deel van ons liggaam. Hierdie is 'n liggaam, ons God se liggaam. Ons kort jou. Maak nie saak wat se strooi aangejaag het nie, maak nie saak wat se goed in jou lewe gebeur het en wie jy seer gemaak het en hoeveel mense jy geld skuld nie. Ons kort jou, ons het jou nodig. Jy's uniek en jou unieke plan wat jy gesit is op aarde, kan ek nie doen nie. Andrew kan dit nie doen nie. Ek het jou nodig om 'n deel te word van hierdie liggaam. As jy moedeloos voel vandag, reik uit na ons. My nommer is 0764935503. Eben Stander, jy reik uit na my toe en ons chat op WhatsApp en ons kyk waar kan ons jou uitkry by die regte mense. Ons is hier om te help. Ons is daar om te help. Ons wil mense help. Andrew, ons het nou al so pad gestap, jy weet, met die laaste tyd met Ahoe Adventures. Ons vat ouens uit, een keer 'n maand probeer ons uitgaan op 'n ander adventure wat ons ouens uitvat om te wys daar's gesonde manier van dinge doen en naweke hou. Ons het kampe wat ons hou vir ouens. Ons het by Bloemcare het ons elke Dinsdag het ons 'n meeting vir ouens wat bymekaar kom. Nie noodwendig vir alkohol nie noodwendig vir, ek praat sommer van enige ding wat kom steel dit by jou. Kom en ons staan skouers langs mekaar. En moenie worry oor wat die mense gaan dink nie. As jy nou daar by 'n plek aankom en jy's op 'n punt waar jy moet besluite maak, wat gaan die mense nou dink as jy nou daar is? Kom, jy gaan nie spyt wees nie. Jy het dit nodig, ons het jou nodig. Jou kinders het jou nodig, jou vrou het jou nodig. Jou pappa het jou nodig. Jou man het jou nodig, jou kinders het jou nodig. Ek kan dit nie genoeg sê nie. Ryk uit, laat ons kan kyk waar ons ek en jy het nie die pad verniet gestap nie. Ek dink as jy ons en ek kan net imagine wat se warriors daar buite sit. Ja, en daai warrior kyk nou hierdie program. Jy dink nie nou jy is 'n warrior nie, maar jy kyk nou hierdie program. 100%. Awesome. Eben? Dankie. Dankie vir jou, Andrew. Dankie dat jy met dit wat met jou gebeur het ook, nee. Ek kan net, en ek kyk op na jou toe. Jy wie jy is en die vriend wat jy vir my is. Hoe ons by mekaar net gekom het en net hande begin vat het van
okay, hier was ek gewees en dit wat ons saam al bereik het en wat ons saam nog gaan bereik en individueel ook. Ek wil daar wees met die goed wat jy doen. Awesome. Ek vertrou jou. Dis- Ek is en ek's lief vir jou brother. Want ek sien die fight in jou en ek sien die stoei in jou en ek sien dit wat God vir ons wil hê. Kan ek nie noodwendig alleen doen nie. Ek het iemand soos jy nodig en ek nooi jou in by my in my hart in, want ons het 'n pad om saam te stap en Dankie. thanks vir jou vir hierdie inisiatief ook en ek ja, soos jy sê, ons gaan baie meer nou die podcast ons dink aan om 'n tweede een te begin vir die gesinne en vrouens en so aan. So ons sal dit is al van ons hoor, maar hierdie was regtig dankie. Ek waardeer dit. Thanks vir die deel en ek gaan al die besonderhede los. Alder hier onder of hier bo of wherever. Iewers om die video sal iets wees of 'n more knoppie wees of something wees. As jy in kontak wil kom, dalk het ek nie antwoord nie, hy het nie antwoord nie. Miskien kan ons net at least daar staan, net daar wees of net jou by die regte ou uitkry of by in die regte rigting in help of en ek wil hulle regtig nooi. Maar daar's iets in mans wat 'n challenge like. Ons is so gewire. Ons praat altyd van Vikings en al die goed. Se gat man. Elke man al buite het iets in hom. Elke ou is taaf. Elke ou is hard, né? Dis hy. So ek wil regtig julle nooi. Reik uit na ons toe. En selfs al is dit nie 'n kamp of 'n dit of 'n dat nie. Kom ons gaan ry 'n draai op die fietsse. Ek ken Eben weet hoe taaf dit kan raak. Ja. Saam met oom Len. Dis hy. Quit. Ja, so 'n bietjie weer net met dop. Ek gaan net weet ek het ook saam met Ros gaan fietsry hier reg. Kyk sy video net om so 'n idee te kry. Ja, Maar dit is lekker om jouself gebruik jou liggaam, jy het net een. ja. En daar's soveel om te sien al buite en te beleef en te experience en te doen. En julle wat nog so 'n bietjie vasgevang word in die dop, kom word weer so oor. Dis nou klaar. Dit het nou gebeur, is klaar. Jy mis die mooi. Kom ons gaan wys vir daai mooi. Daar's 'n regtig baie mooi. Kom ons gaan wys vir daai mooi. Daai mooi regte, daai mooi. En die ouens wat hierna kyk, asseblief gaan kyk ook na die podcast wat jy met Ras gehad het. Ek kan nie die waarheid kan nie op 'n beter manier vir 'n ou gegee word daar nie. Ja, maar jy sal moet ja. Jy gaan maar moet sit. Jy gaan maar moet sit en om te sit. Dis hy. En as jy dit voel vir 'n vriend wys en dan gaan sit jy saam met hom. Hy moet daarna kyk. Daar's nie ouens daar's 'n mooi daar buite en jy mis jou punt as jy nie. En klaar geraas. Ons gaan nou 'n bietjie met jou raas as jy daai podcast gaan kyk. maar ek is dankbaar. Ons moet staf. Dankie. Dankie Eben. Ja. Cheers.